terug by die Kruiskinderkanaal. Aan die begin van ons les leer ons 'n baie spesiale Hebreëse woord, Shmini. Dit beteken 8ste of die 8ste dag. In die Bybel is 7 die getal van volheid, maar die 8ste dag beteken iets nuuts. 'n Nuwe begin saam met Abba. Dit is soos wanneer jy 'n nuwe dag begin en weer kan kies om reg te doen. Die letters van Shmini help ons om dit te verstaan. Shin lyk soos vlamme en wys vir ons Abba se heilige teenwoordigheid. Mem lyk soos water en herinner ons dat Abba ons skoon maak. Jod is soos 'n klein handjie wat wys dat Abba werk in ons lewens. Nun lyk soos 'n saadjie wat groei en praat van nuwe lewe. En weer Jod wys dat Abba aanhou werk in ons. So leer Shemini ons dat wanneer Abba naby kom, begin hy iets nuuts binne in ons. Hierdie nuwe begin sien ons in Levitikus 9, op die 8ste dag toe alles gereed was. Die priesters soos Aaron het 'n baie belangrike werk gehad. Hulle moes offers bring aan Abba namens die mense. Maar dit was nie sommer net iets wat hulle kon doen soos hulle wil nie. Abba het hulle presies gewys hoe om dit te doen. Eerstens moes Aaron 'n sondeoffer bring. Dit was om te wys dat hy en die volk jammer is oor hulle sondes en dat hulle vergifnis nodig het. Daarna het hy 'n brandoffer gebring, waar die offer heeltemal op die altaar verbrand is. Dit het gewys dat hulle self heeltemal aan Abba gee. Dan was daar ook 'n dankoffer of 'n vredeoffer, wat gewys het dat hulle in vrede met Abba wil leef en dankbaar is vir hom. Die priesters moes die diere op 'n spesifieke manier slag, die bloed op die altaar sprinkel en die regte dele op die altaar plaas om te brand. Alles moes presies gedoen word soos Abba gesê het, want dit het gewys dat hulle hom eer en respekteer. Toe Aaron alles gedoen het soos Abba beveel het iets ongelooflik gebeur. God se vuur het uit die hemel gekom en die offer verteer. Dit was Abba se manier om te wys, ek is hier en ek aanvaar julle offers. Die mense het dit gesien en hulle het op hulle gesigte geval en Abba begin aanbid. Dit was 'n heilige en spesiale oomblik. Maar net daarna gebeur iets hartseer. Nadav en Avihu het besluit om nie Abba se instruksies te volg nie. Hulle het hulle eie vuur gebring op hulle eie manier. Hulle het nie gedoen wat Abba gesê het nie. Dit wys vir ons hoe belangrik dit is om Abba se manier te volg. Vandag doen ons nie meer offers soos hulle nie, maar ons wys ons liefde vir Abba deur gehoorsaam te wees, deur regte keuses te maak en deur ons harte vir hom te gee. Hierdie waarheid sien ons weer by koning Dawid in 2 Samuel 6. Hy wou die ark van Abba terugbring, maar die eerste keer het hy dit nie volgens Abba se instruksies gedoen nie. Toe iets verkeerd loop, het Dawid besef hulle moet dit op Abba se manier doen. Toe hulle weer probeer, hierdie keer gehoorsaam, het dit verander in 'n groot vreugdefees. Dawid het gedans en gejubel omdat Abba naby is. Dit wys vir ons dat gehoorsaamheid nie net oor reëls gaan nie. Dit bring vreugde in ons harte. Vandag wanneer ons kies om reg te doen, bring dit ook vreugde. Toe kom Yeshua en hy bring die grootste nuwe begin. In Matteus 3 word hy gedoop en die hemel gaan oop. Die Heilige Gees kom soos 'n duif en God sê, dit is my geliefde seun. Yeshua word later die volmaakte offer vir ons. Ons hoef nie meer diere te offer soos in Levitikus nie, want Yeshua het homself gegee sodat ons naby aan Abba kan wees. Maar Yeshua leer ons ook in Markus 7 dat dit nie net gaan oor wat ons doen aan die buitekant nie, maar in ons harte. Abba kyk na binne. Vandag beteken dit dat ons nie net moet voorgee om goed te wees nie, maar regtig moet kies om goed en liefdevol te wees van binne. In Handelinge sien ons dat Abba steeds heilig is en eerlikheid belangrik is. Ananias en Safira het gelieg, maar Abba het alles gesien. Dit herinner ons dat ons altyd eerlik moet wees. Maar ons sien ook Abba se liefde wanneer hy wys dat alle mense vir hom belangrik is. Dit beteken ons moet almal lief hê. Die briewe leer ons dat ons heilig moet leef, want Abba is heilig.
Dit beteken nie ons is perfek nie, maar dat ons elke dag moet probeer om die regte ding te doen. By die huis, by die skool en saam met ons vriende. So van Shmini, die 8ste dag, tot by Yeshua en tot by ons vandag, sien ons een groot waarheid. God is naby, God is heilig en hy gee vir ons elke dag 'n nuwe begin. Elke dag is soos 'n nuwe Shmini, 'n nuwe kans om te kies wat reg is. Wanneer jy vandag speel, leer of by die huis is, onthou, jy kan kies om Abba se manier te volg. Jy kan kies om vriendelik te wees, om die waarheid te praat en om 'n skoon hart te hê. Abba help jou elke dag om te groei, net soos 'n saadjie wat groter word. Kom ons bid saam. Abba, dankie dat U naby ons is en dat U ons elke dag 'n nuwe begin gee. Help ons om U manier te kies en om skoon harte te hê. Dankie vir Yeshua, die perfekte offer wat ons nuut maak. Amen. Shalom.